In 1 Korintiërs 2 vers 1 en 2 skryf Paulus: "Wat my betref, toe ek na julle toe gekom het, het ek nie gekom om met verhewe woorde of wysheid God se geheimenis aan julle te verkondig nie. Ek het besluit om by julle van niks anders te weet nie as van Jesus Christus en hom as gekruisigde." Jesus Christus se kruisiging en opstanding is die spulpunt waarom die ganse verlossingsboodskap draai. Paulus skryf, dit is eintlik al waaroor hy met sy gemeentes wil praat, Jesus Christus, die gekruisigde. Hy wil ons daarop wys dat alles verander het met Jesus Christus se kruisiging en opstanding. Maar hoor net hoe diep raak hierdie saak ons elke dag. Kom ons lees 'n bietjie saam in Filippense 3, daarvan vers 3 af. Paulus gebruik 'n baie belangrike en interessante saak, wat 'n diep geestelike betekenis het. In Filippense 3 vers 3 skryf Paulus: "Want ons is die besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op die liggaamlike dinge vertrou nie." In die 83 vertaling staan daar: "Ons het die ware besnydenis." Paulus praat hier van die besnydenis van die hart. Hy probeer dit aan die Romeine ook verduidelik in hoofstuk 2, waar hy skryf oor om 'n Jood te wees in vers 28, dan sê hy: "Besnydenis is nie soseer iets wat uiterlik aan die liggaam geskied nie. Inteendeel, iemand is innerlik 'n Jood en besnydenis is iets van die hart, geestelik, nie letterlik nie. So iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God." Nou terug by Filippense 3, gaan Paulus dan verder in vers 4 en hy skryf dat hy ook baie rede het om op uiterlike, menslike dinge te kon vertrou. Hy sê as iemand anders dink dat hy daarop kon vertrou, Paulus self nog meer, en dan haal hy mos nou sy hele Joodse CV daaraan. Hy praat oor sy herkoms, uit die volk van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs. Hy sê wat die wet betref was hy 'n Fariseer, wat ywer betref 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref onberispelik. Maar, sê hy in vers 7, alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies ter wille van Christus. Die voltooide afgehandelde verlossingswerk van Jesus Christus het alles kom verander. Christus het liefde kom herstel, kom hervestig. Hy het net kom bevestig, maar op 'n baie duidelike, ondubbelsinnige en onbetwisbare wyse het hy dit nie kom wys asof vir die eerste keer nie. Hy kom bevestig slegs 'n langstaande geloofswaarheid. God is liefde, God is genade, God se hart is oop, soos dit nog altyd was. Onthou jy nog daar in Markus 12, die gelykenis van die boer en die wingerd wat hy uitverhuur het, en hoe die huurders al sy slawe weggejaag of doodgemaak het, dan staan daar in vers 6, hy het nog net een oorgehad, sy geliefde seun, heel laaste het hy hom na hulle toe gestuur. Dit is die goeie nuus, die evangelie. God is liefde, God is genade, sy hart is oop, soos dit nog altyd was. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in u familie ingesluit is, u kinders genoem mag word. Dankie dat Jesus Christus ons verlosser gekom het om alles te kom verander, te kom herstel, om te kom bewys, u is liefde en genade. Help ons om hierdie boodskap uit te leef en te verkondig. Ons bid dit in u naam alleen. Amen.